Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dit is vandag Vrydag, die 27ste Junie 2025. Ons doen die nuus in kollig. En ons hoofopskrif vir vandag sê, 6 polisieoffisiere wat generaals insluit, gearresteer weens korrupsie. Nuushooftrekke vir vandag lyk so. Polisie het 'n plan met geweldsmisdade en ander ernstige sake. 6 polisieoffisiere in hegtenis op korrupsieklagtes. Woonstel in Clifton al 145 miljoen rand. RNE se toekoms is in die gedrang na die afdanking van DA adjunkminister. Western Force speel môre teen die Britse Ierse Leeu's in Perth. WP kry 'n nuwe Karibebeker span afrigter. Ian Cameron, die voorsitter van die parlementêre portefeulje komitee oor polisie, sê hoë profiel polisieoffisiere is gearresteer in verband met korrupsie. Die luitenant-generaal is kommissaris Komalo. Hy werk by die eenheid van intelligensie. Generaal-majoor Lushaba is hoof van die finansiële afdeling van die polisie. Sy borgtog is teruggetrek. Hy het volgens bronne homself op 13 Junie gaan oorgee aan die polisie saam met adjutant-offisier Mogashwa, 'n kaptein Hudson en 'n kolonel Pietou het in die Landdroshof in Pretoria verskyn op verskeie aanklagtes van korrupsie en myneed asook regsveruideling. 'n Borgbedrag van R3000 is aan hulle toegestaan. Daar is blykbaar in 2022 'n saak van 'n dienspistool en 'n werksrekenaar wat by die generaal se huis verdwyn het, aanhange gemaak. Volgens die polisie is verklaringe geneem en daar was teenstrydighede en die ondersoekbeamptes is ook probeer beïnvloed met die afneem van hierdie verklaringe. Ook is 'n luukse hotel teen 'n bedrag van R22 miljoen aangekoop met geld wat vir 'n ander doel bestem was. Ook is daar bevind dat by die aanstellings van polisiebeamptes sekere onregmatighede opgeduik het. Cameron noem dat die jongste arrestasies nodig was sodat die bestuur van die polisie dalk 'n verandering kan ondergaan. Hy is ook van mening dat leefstylaudits op lede gedoen moet word wat die weelderige lewens sal oopvlek. Daarteenoor het die DA gesê hy verwelkom ook hierdie inhegtenisnemings en wys dus dat die staat baie ernstig is om korrupsie aan te pak, al is dit hooggeplaastes wat betrokke is. Die polisie het 'n nuwe oorkoepelende plan om veral geweldsmisdade soos moord, geslagsgeweld en ontvoering in die 35 top misdaadbrandpunte landwyd meer doeltreffend te beveg. Generaal Fani Masimola, nasionale polisiekommissaris, het die nuwe nasionale aksiespan gister amptelik by die polisie se lugvleuel in Bellaar bekendgestel. Senso Mtune het geantwoord dat die Nasionale Misdaadbestrydingsforum, die NMF, die nuwe oorkoepelende misdaadbestrydingsprogram Operasie Chanela 2 vir die tydperk 1 April vanjaar tot 31 Maart 2029 in werking gestel het. Hiermee word gepoog om misdaad te bekamp in die 35 brandpunte in die Wes-Kaap, Gauteng, KwaZulu-Natal en die Oos-Kaap, waar die meeste geweldsmisdade aangemeld word. Die 4 provinsies dra die meeste tot die land se misdaadsyfers by, het hy aan die media gesê. 'n Koper het net onder die R145 miljoen opgedok vir 'n woonstel in Clifton. Die 619 vierkante meter woonstel is deur die Lance Real Estate agentskap verkoop aan 'n koper wat in Monaco woon en die woonstel voorheen gehuur het. Dit het 'n kroeg, gasbraai, ekstra lang eetkamertafel, 'n klankstelsel en 'n inloopyskas. Die woonstel het 3 slaapkamers, 3 badkamers en 'n gastetoilet, asook 'n gastesoet met 'n badkamer en 'n personeelkamer en 'n badkamer. Die woonstel sluit ook 5 parkeerplekke in. Nadat die eienaar sy motor of motors geparkeer het, neem hy sy huispad na benede waar die woonstel geleë is. Bewyse is in die streekhof in Kibera ingedien wat glo een van die vermeende ontvoerders van Rihanna Pretorius verbind het met die voertuig waarin sy ontvoer is. Die staat het vingerafdrukbewyse gebring wat Kolane Kafile wat 41 jaar oud is, verbind met die Toyota Corolla wat gebruik is tydens die ontvoering van die biokineticus in 2023. 'n Groep mans het Pretorius op 16 Maart 2023 voor haar werkplek in Newton Park oorrompel en hulle Corolla ingegooi. Sy is 8 dae later vrygelaat nadat 'n gedeelte van die vereiste losprys vir haar lewe betaal is. Die regsverteenwoordiger van Kafile het tydens Becker se kruisondervraging gesê die poeier wat die polisie gebruik het lydens die inligtingsplakker op die houer reeds in 2008 verval. Die verhoorde hiervoor, albei beskuldiges, bly tans nog in aanhouding. 3 spesifieke ministers moet binne 48 uur afgedank word of anders sal gekyk moet word na die toekoms van die DA in die RNE. Willie Oukamp het verwys na die ministers Thembi Simelane
Nombuhle Nkabane en die adjunkminister David Maslobo. Die storm is ontketen nadat Ramaphosa die DA se Andrew Whitfield as adjunkminister van Handel, Nywerheid en Mededinging afgedank het. Sy pos was vir die DA 'n kernfaktor toe die party besluit het om by die RNE in te skakel. Die moontlikheid word genoem dat Whitfield uitgeskop is weens 'n onlangse besoek saam met die DA aan die Amerikaanse regering. Hy het glo nie nodige toestemming van Ramaphosa gehad om daarheen te reis nie. Vincent Magwenya, Ramaphosa se woordvoerder, het gister by navraag gesê Ramaphosa het geen voornemens aangedui dat hy 'n grootskaalse kabinetskommeling gaan uitvoer nie. Hy sê daar is geen ander gevolgtrekking om te maak dat dit 'n politieke aanval op die DA is nie. In die lig van die flagrante dubbele standaarde word 'n mens geen ander keuse gelaat as om af te lei dat daar werkende DA-lede van die uitvoerende gesag nou afgedank word weens die bekamping van korrupsie, nie weens die pleeg van korrupsie nie. 'n Bejaarde Amerikaner is Woensdag tereggestel 50 jaar nadat hy die doodstraf opgelê is. Richard Jordan, wat 79 jaar oud was, van die Amerikaanse deelstaat Mississippi, is in 1976 skuldig bevind aan die moord op Edwina Martyr, die vrou van 'n bankbestuurder in Gulfport. Jordan het skuld beken en die owerhede na 'n lijk geneem wat in die bosse versteek was. Sy is doodgeskiet. Lydens 'n verklaring van die Departement van Korrektiewe Dienste Mississippi is Jordan Woensdag om 18:16 Amerikaanse tyd in die Mississippi deelstaat gevangenis in Pacham doodverklaar nadat hy inspuiting toegedien is. Hy was die langsdienende en oudste gevangene op die deelstaat se doodstraflys. Die vorige dag is Thomas Gaduna, wat 51 jaar oud was, in Florida ook met 'n dodelike inspuiting tereggestel. Godina is in 1995 ter dood veroordeel weens die moord op Michelle McGrath, wat verdwyn het nadat sy 'n kroeg in Orlando verlaat het. Haar lijk is die volgende dag gevind. Florida tot dusver vanjaar 7 mense tereggestel, die meeste van alle Amerikaanse deelstate. Jordan se teregstelling was die eerste in Mississippi sedert 2022. Die Derek Ferrara Stadion in Kariga, waar 'n man die afgelope naweek na 'n klap rugbywedstryd doodgeskiet is, moet sy veiligheidsmaatreëls opskerp. Dit volg nadat die Score Grand Challenge League Derby wedstryd tussen die twee rugbyklubs Saterdag en die tweede helfte stopgesit is. Die wedstryd was in die 74ste minuut toe die toeskouers op die veld gehardloop het en chaos onder hulle uitgebreek het. Skaars 'n uur later het skote agter die paviljoen geklap. Die polisie het nog geen deurbraak gemaak in die moordondersoek nie. 'n Openbare beroep vir vennote om deel te vorm van die openbare private vennootskap met die Suid-Afrikaanse Poskantoor sal binne die volgende paar weke deur die Departement van Kommunikasie en Digitale Transformasie gepubliseer word. Die poskantoor is sedert Julie 2023 in sake redding geplaas. Verskeie maatreëls is ingestel om te verseker dat die poskantoor oor die nodige finansiële hulpbronne vir sy bedrywighede beskik. Vroeër vanjaar het die Departement van Kommunikasie en Digitale Tegnologie ook R150 miljoen aan die instelling beskikbaar gestel. Die poskantoor was nog nie gereed om die sakeredding te kom nie, maar 'n soliede grondslag is volgens die hoof gelê deur die vordering wat gemaak is. Shuki Konrad, die Protea Breier, het 'n goeie mengsel van jeug en ervaring in die groep van 14 spelers wat aangewys is om van 14 tot 26 Julie in Harare in 'n T20 3-nasie reeks en Nieu-Seeland te speel. Onder die opwindende nuwelinge in die groep is Luandrey Pretorius en Ruben Herman, wat vroeër vanjaar in die SA20 reeks vir die Parel Rocks uitgeblink het. Die 19-jarige Pretorius het die cricketwêreld behoorlik laat gons toe hy in die SA20 toernooi 397 lopies aangeteken het. Die Sunrisers het hy net 51 balle nodig gehad om 97 lopies aan te teken. Die 28-jarige Herman het op sy beurt 333 lopies opgestapel. Mutusame, George Linde en Nkaba Pieter is die 3 draaibal bowlers in die groep. Voorts maak die 22-jarige Dewald Brewers sy terugkeer tot die T20 span. Onder die naadbowlers maak Nandrey Burger, Gerald Coetzee hulle terugkeer. Albei van hulle was lank op die beseringslys. Die Protea groep sal op 9 Julie in Pretoria saamtrek onder die wakende oog van Gwandile Gwavu, die SAA span se afrigter vir 'n 2-dagse oefenkamp. Konrad sê die T20 reeks in Harare sal die eerste stap wees in die Proteas se voorbereiding vir volgende jaar se T20 Wêreldbeker toernooi. Simon Cron, die afrigter van die Western Force, het gister 6 huidige Wallabies by sy beginspan ingesluit om teen die Britse en Ierse leeu's te speel, maar die veteraan Kurtley Beale sal die kragmeting weens 'n duispierbesering moet misloop. Hulle kom teen 'n ervare span te staan wat deur 'n ervare skramskakel Nick White aangevoer word, wat
wat saam met Nick Champion, de Chris Pigney, Dylan Peach, Tom Robertson, al uit die Wallabies se oefenkamp in Sydney vrygestel is. Beale, veteraan van 95 toetse, sou vir die tuisspan uitgedraf het, maar het Dinsdag op 'n oefensessie 'n duispierbesering opgedoen. Om daarvoor te vergoed, het Joe Smith, afrigter van Australië, die Wallabies spelskepper Ben Donaldson toegelaat om op die nippertjie na Perth te kan reis. Sam Carter verskyn in sy laaste wedstryd in die voorstry en vorm 'n slotpaar saam met Swain wat verlede week vir die eerste keer sedert 2022 in die Wallaby groep betrek is. Dan Sheehan sal die leeu's in sy buiging vir die span aanvoer, nadat Andy Farrell, afrigter, 13 veranderinge aan sy beginspan gemaak het. Wallace het Woensdag na Japan vertrek in die hoop dat hy volgende maand 'n einde aan sy droewige vertoningslys op die rugbyveld sal kan teweegbring. Die Drake, met die tussentydse afrigter Matt Shirad aan die stuur, sal Japan in 2 toetse op 5 en 12 Julie wel aandurf. Wallace het 17 toetse agtereenvolgens 'n maart verloor, toe hy groot pak sla van 14-68 in Cardiff teen Engeland in die 6 nasie reeks gekry het. Die name van flank Jack Morgan en die skramskakel Thomas Williams ontbreek. Die 2 toer saam met die Britse en Ierse leeu's in Australië, Liam Belcher, Cardiff se kaptein, die Dragons se Chris Coleman, die veelsidige agterspeler Max Page en 3 spelers van die Ospreys, Garen Phillips, Keelan Giles en Ruben Morgan Williams is die nuwe gesigte in hierdie groep. Die slot Ben Carter, Sam Costello op loskakel en Archie Griffin op stit is terug in die groep nadat hulle weens beserings in die 6 nasie reeks misgeloop het. Labib Levy, die Stormers se vaardigheidsafrigter, sal bygestaan word deur Brock Harris en Devil Duvenage as onderskeidelik voorspeler en agterlyn afrigter van die WP. Die voormalige Springbok senter Brendan Venter is die tegniese ontleder, terwyl Rifat Japie die rol van kondisioneringsafrigter sal vervul. Labib en Brendan sal vir jare lank in die spel en het albei goeie rugbybreine. Brock en Devil, wat diep spoor op die speelveld getrap het, neem hulle eerste tree as afrigters vir hierdie span waar. Levi sê, hy het 'n sterk bestuurspan saam met hom. Saam sal ons die groepspelers vorentoe neem om goed te vaar in die streeptrye. Die WP skop sy veldtog op 26 Julie af met 'n wedstryd teen die Blou Bulle in die DHL stadion in Kaapstad. Die eerste crickettoets tussen Suid-Afrika en Zimbabwe begin môre in Bulawayo. Keshav Maharaj speel al jare lank en is een van die leiers, so sê Sukri Konrad. Jy het ervaring nodig en iemand wat kalm kan bly. Daarom was dit nie 'n moeilike besluit om hom as die kaptein aan te wys, het die afrigter gesê. Bavuma het sy duispier 2 weke gelede in die eindstryd as wêreldkampioenspan op Lords beseer. Suid-Afrika het die wedstryd in Australië met 5 paadjies gewen en is nou die amptelike wêreldkampioen in toetskriket. Konrad sê omdat Maharaj al so lank eerste rangse kriket speel, ken en verstaan hy die spelers saam met hom. Hy weet presies wat om van hulle te verwag. Die volgende vraag is waar Wiaan Mulder gaan kolf. Soos almal altyd vra, is die antwoord dat hy op nommer 3, soos in die eindstryd van die Wêreldbeker kampioenskap gekolf het. Dit is sekerlike aanduiding waarop hy sal uitstap. Konrad sê Bulawayo hou 'n paar uitdagings vir die Proteas in, omdat hulle nou winter is en elke dag om 10 uur sal begin, wanneer dit nog koud is. Baie sterkte vir die spanne. Robbie Deans, hoofafrigter van die uitnodigingsspan, het die uitnodigingsspan ook gebrei toe in 2016 met 31-11 teen Suid-Afrika in Wembley Stadion gelyk op gespeel het. Albei spanne sal positiewe rugby speel en graag aan die toeskouers 'n skouspel wil lewer, ongeag hoe die weer sal lyk in Kaapstad. Jy sal beslis nie die bal by die punte uitkry as jy nie momentum bewerkstellig nie, veral nie teen 'n span soos Suid-Afrika nie. Die 65-jarige Nieu-Seeland het in sy loopbaan die Crusaders 5 Super Rugby titels tussen 2000 en 2008 gebrei en boonop as hulpafrigter van die All Blacks 2-3 nasies krone verower. Die Bokke se gedigte span is nie vir hom 'n verrassing nie. Ek dink dis eerstens 'n teken van die respek teenoor die Boktrui. Die Barbarians is 'n bekende handelsmerk en is die eerste keer dat ons mekaar in Afrika sal pak, het Diens gesê. Die Barbarians se breier het 2 slotte van Suid-Afrika, David Ribbons en Ruben van Heerden, vir hierdie stryd gekies. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for you, jy kan vir Dian of Susan by 082-390-339 kontak, hulle sê jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Die weerbrug vir die streek lyk so: Messina 725, Polokwane 0-16, Lephalale 0-20, Mbombela 6-22, Mahikeng -5 en 14, Pretoria 1-16, Johannesburg -3 en 7, Ermelo -4 en 12, Richards Bay 9 en 20, Pietermaritzburg
5-16, Durban 9-20, Port St. John's 7-19, Bethlehem -6-10, Bloemfontein -5-10, Allewal Noord -4-10, Welkom -4-11, Vryburg -4-13, Kimberley -3-12, Appington 0-12, Prieska 0-12, Springbok 0-11, Karasburg 0-12, Keetmanshoop 0-15, Mariental -2-16, Alexanderbaai 8-15, Brandvlei -1-10, Loederitsbaai 7-20, Vredendal 6-16, Kaapstad 8-14, Sutherland -6 in die oggend, 6 grade Celsius in die middag, George 3-17, Jeffreys Bay 3-18, De Barra 2-18, Graafrenet -1-11, Oos-London 4-17, De Aar -3 in die oggend, 10 in die middag, Molteno -7 in die oggend, 7 grade Celsius in die middag, Beaufort Wes 1 graad in die oggend, 12 grade Celsius in die middag. Die markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R17.87 teenoor Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.70, die prys van 'n euro is R20.90, die pond verhandel teen R24.52, 'n yen kos 12 sent, die prys van silwer is $36.67 Amerikaanse sent per fyn ons, die prys van goud is $3.330 ook per fyn ons, die prys van Brent olie is $67.68 Amerikaanse sent per vat. Gedagte vir die dag: Vrydag is soos 'n sleutel van die naweekse moontlikhede vir ons oopsluit. Geniet die dag. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename naweek vir julle almal en sterkte vir die Springbokke.